sy nou ja, toe. Nou kyk ons my is er 'n bietjie mense hier so, Naand Antoinette. Welkom hier, vanaand gaan ons weer maar net 'n bietjie nonsens praat. Maar ons gee maar net so 'n bietjie, laat ons net so 10 of 12 mense en dan kan ons maar begin. Jy kan slank hier in jou kommentaar tik, waar in die wêreld is jy? Hallo Sandy, Lorinda, Marie, welkom almal. Welkom hier by ons nonsens praatjie vanaand. En ja, hallo Anne, my magies, ek sien jy's ook hier so, Wendy, Shaal, Marie. Ja, vanaand gaan maar weer bietjie oor die haters gaan ook, en natuurlik hulle followers. Laat ons 'n bietjie kyk na wie is hierdie mense wat GBV so voorstaan in Suid-Afrika. Maar ja, ons sien maar nog so 'n paar minute en dan gaan ons begin. Hallo Leonie, ek sien jy's ook hierso. Ek het nog my bril op want ek moet nou kyk wat op hierdie kleine skermpie ook aangaan. En ja, dit is maar 'n storie. Ag Leonie, as jy wil kan jy inklim hoor, ek gaan jy's 'n bietjie vir oor die haters en GBV en daai tipe van goedjies praat en ag so wat op TikTok aangaan. En laat ons maar sien, waar draai ons vanaand. Ek kyk of jy hier request, ek weet ook nou nie alles hoe hierdie goed werk nie, maar ons kyk maar. Jy het al gevra daar, okay, accept. Hallo Oulie, hoe gaan dit? Hallo Potty, goed en jy? Nee, hello right man, nog net warm hier by ons en die reën wil nie kom nie, nee. Joh, die wêreld. Ja, nee. Ja, ek sit ook hier voor die waier en ek weier om af te sit, want mes sal dit nie hou nie. Ek het myne nou afgestel op een, anderste raas hy te veel op die foon, so ek hoop nou nie julle hoor hom nie, want ek gaan hom wragtig hier afsit. Nee, ons hoor hom nie, nee. Maar as jy myne hoor, moet jy maar sê. Nee, ook nie. Ag nee, wat dis kleinigheidjies daai. Okay, nee, dis reg. Okay, Potty, dan gaan ek weer daar by julle. Dis weer daar by julle. Ja, nee, ons smelt. Nou, okay. Ja, nee. Soos dit is toch altyd sê, no. Ek hoor nou net, hulle sê daarom George het bietjie, daar Mosselbaai se kant het bietjie reën gekry vanmiddag, so yes, dit sal baie help met daai vure. Yes, natuurlijk. Hoorie so Potty gaan Erna opklim. Sê weer? Gaan Erna opklim, met sy het sy Ek weet nie, ek het daar boodskapie gestuur, want hierdie is nou nie 'n beplande live van my nie, ek het nou maar net besluit ek gaan 'n bietjie opklim, want ek het weer 'n TikTok ding gekry, ek moet een of ander tyd, ek het nou nie gekykie wat ek nou weer moet praat, dan unlock iets weer. Yes, okay. Ag, toe klim ek maar op en kyk wat hier aangaan. Nee, maar ek is seker dit wat jy het om te bespreek is baie interessant. Ja, nee, ons gaan 'n bietjie kyk na hierdie GBV en goed wat almal so skree, GBV, maar dan lê hulle op die groepe saam met die mense wat so GBV pleeg. Ja, nee, dit is wat gebeur hier so. Okay. Dit is eintlik tragies wat aangaan in hierdie wêreld. Jesus, maar die soos vir jou drama op hierdie TikTok hoor. Ja, ek het gesien. En dit hou net op nie. Genade van aarde. Mense, tap and share asseblief. Whoever he is, tap and share. Ek sien is nog net driekies, maar okay. Dit sal bykom. Ja, dit sal bykom. Ons is daarom ook nog nie hastig. Kyk, dit is nog maar nog vroeg ook in die aand, nee. So, ja, ek dink almal kyk na die drama. Ja, ek het nou nie eens aangedink nie. Ag, maar maak nie saak nie. Ek is nie baie geworried oor 100 viewers of wanneer ek offline is nie. Want ouse van my views op van my video's en goed slaan 70-80.000 views as ek die video's oplaai. So hierdie online goed pla my nie. Ek weet as ek hom oplaai, want die mense kyk maar soos wat hulle tyd het. Yes. Ja, want dit is vir lekker werk, die recording wat jy kan post na die tyd. Dis reg, ja, en ek wil maar vir 'n bietjie hierdie mense wat nou op my websites en goed gepubliseer kan word, weer waarsku, want ek sien Suzanne hulle versuim
om hulle mense te waarsku. Ja nee, hulle sal, maar dis reg dat hulle aangaan. Ja, so 'n paar arme mense. Ek wil dit noem ook nie fucking army, want wat soek hulle tussen hierdie klomp skuim? So hulle moet nou maar nie huil nie, maar ek glo ek gaan 'n paar kry wat my gaan kontak en gaan ek hulle goed afhaal. Want ek sien daar's 'n hele klomp mense wat ge-add word deur mense. Yes. Nou jy kan onskuldig op 'n groep ge-add word sonder dat jy dit weet en wat daar regtig aangaan, maar ek kies nou nie. Ek gaan nou wragtig nie lees wie kom, wie leefs kommentaar of wie like poste en wie doen wat nie. As ek op sy naam afkom, dan is in die hoed gaan hy gepubliseer word. Ja, kyk, ek weet daar's mense wat maar net hulle loer maar net en kyk maar net wat gaan aan, hulle is nuuskierig, maar dan is daar mense wat actively deelneem. Dis die verskil. Ja. Ek moet jy kom aan 'n ander rigting inslaan. Kyk. Sê eens hallo. Is ek op live? Jy's op live. Oh my shit. Ek sien hom maar nie sien. Nee, ek kom stap nie by jou in. Ek dink sy sit te praat met jou op die telefoon. Ja, gelukkig wat ek nog gesê is live. Nee, wat ek duidelik vir haar wou sê, maar ek gaan dit sommer maar dan sê. Kyk, die hardcore haters gaan ons nie regtig kry nie. Hulle in die meeste gevalle is hulle mans en vrouens, ek het dit nou al gesien, is net so fucked up as wat hulle is. Maar ons weet jy wat miskien gaan goed werk is presies wat jy doen. Hierdie wat net gaan oogies gooi uit nuuskierigheid. Expose hulle. Vra vir hulle, hoekom sit jy op 'n haatgroepie? Want as ek nou 'n lid van die publiek was en ek het per ongeluk op so 'n groep gekom soos hierdie haatgroep, né? Ek sou dieselfde tyd afgeklim het en hulle geblok het. Maar dan is daar mense wat daar sit. Hulle is soos hulle gaan net 7 land. Expose daai mense. Vra hulle, hoekom sit jy op 'n haatgroep? Vereenselwig jy jou met wat hier aangaan of hoekom is jy hier? Ja. Ek dink jy volg regtig wat hoor. En almal weet waarmee in die hande te kry. So as die ou nou daar onskuldig op is en hy weet nie eens wat, kontak my en ek haal jou goed af. Sorry dan vir die paar wat dit nou gaan sien voor ek dit afhaal. Dis nou maar jou bad luck. Of gaan hof toe en kry 'n interdikt teen my, dan haal ek dit in elk geval, want ek het bokker om vir jou te sê nie. Dit is ons vir jou gepraat. Ja. So laat ek sien of ek meer interdikte as Hannes kan opstapel. Ja. Want dit pla my nou wragtig glad nie, maar nee, ons sal moet begin optree teen hierdie mense. Ek meen, hulle raak net meer besirk en die stories raak net, liewe donder, waar kom hulle in al die goed wat hulle sê ou doen en waarmee jy betrokke is? Is siek man. En die ou wat hom volg, fok jou ook man, dan gaan die wêreld weet wie jy is. Gaan lê op hulle groepe. Ek meen, ek begin ook nou TikTok taal praat, maar het lyk vir my dis al hoe die boodskap deurgaan. Ja. Dit is, ek het vandag weer met Leandie daar gepraat, dit is 'n vlak van die samelewing wat ek nie geweet het bestaan nie. Hierdie mense praat op sekere maniere, sekere goed wat vir my en jou laat skrik as hulle dit vir ons sê, is vir hulle algemene taal. So ja, dan lyk dit vir mense moet met sekere mense nou maar op die manier praat hoe daar gepraat word. I don't know that, maar lyk my dit is hoe dit is. En ek het so badass gevoel as ek net die woord volk gebruik. Dis niks op TikTok nie. Ja, nee, hulle moet maar ongelukkig nou bad luck vir hulle, maar ek het nou besluit genoeg is nou wragtig genoeg. Ja, nee, een of ander tyd moet 'n mens op daai punt kom. En ek weet my pages maak hulle seer hoor. Ek maak hulle dood met my pages. Ja, hulle het dit gekies. Ek meen, ek het nie my naam eers uitgegooi vir hulle nie. Hulle het begin met hierdie oorlog, hulle moet hom nou klaarmaak. Presies, hulle kan mos nie iets begin wat nie klaarmaak nie. Meen as hulle nie ons begin tuister het en lelike goed oor ons gesê het nie, sou ons nie eers geweet het wie dit is nie en ons het niks oor hulle gesê het nie. So, dit is so. Yes, maar ek sien die Lavonne starme gevloek en uitgeskel. Wonnie. Wonna, wat is haar naam? Yes, hulle het haar maar uitgehaal op hierdie TikTok, hoor. Ja nee, druk jou neus by hierdie laas crap in, want dit is wat jy ook is en jy gaan kry wat jou toekom. Ek gaan mos nou wragtig ek het een keer hy fout gemaak en in 'n boks geklim, toe vloek jy ou my laat met familielede wat ek eers geweet het, daar is sulke familielede nie. Ja nee, dit is ek hom geluk gewens en gevra het jy nou genoeg, toe raak jy half besirk in sy fucking kop. Hoekom gaan ek nou weer saam met hom in 'n boksie klim? Ja maar, kom en dink daai spesifieke een is hom al soos raas hoor. Hoe sê jy skalk?
daai ene is so mal soos haas, daai ene wat jou gevloek het. Hy gaan Dis 'n arre ding aan oor see. Wat 'n vieslike stuk drek. So hy kan my maar vloek. Hy maak nou regtig geen verskil in my lewe nie. Ek meen en die mense wat na hom luister is net so common soos hy. So hulle kan ook maar glo wat hy sê. Maak nie verskil in my nie. Ja nee, my ook nie. Al lyk ek alweer my ou rothmandjie ook en so fucking what? Hier staan my glas Diet Coke. Ek het net alweer lekker Kentucky. Ek moet ophou met hierdie donderse Kentucky, maar my dogter wil nie hoor nie. Ag nee. Ja, maar dit was net transpette in. Ek het goed begin die eerste keer en die velletjies afgehaal en vir die honde gegee. Dit is die lekkerste. Nou slaap die honde, nou vreet ek die velle ook en kak my cholesterol. Ag nee, Potty. Maar so fucking what? Ai, doggie. Mense wil ook tog net lekker eet. Want lekker eet is so lekker. Nee, maar dit pla my nou nie meer nie. Ek meen, ek is siek, moenie 'n fout maak nie, maar ek gaan dit ook nou nie voorgooi en net gaan terug lê nie. Ek meen, so what? Om 2 jaar langer te leef gaan geen fucking verskil aan my maak nie. So doodgaan gaan ons doodgaan. Ja, maar jy kan nie te vroeg gaan nie. Ons gaan nie weet nie. Ons paadjie is uitgelê, so niemand gaan hom kan verander korter of langer nie. Alhoewel daar 'n paar is wat moet nou voorgestel word aan die Hemelse Vader. Maar ek dink hulle doen dit sommer hulle self. Ja. En nie anders lottering. Ek stel nie jou lewe in gevaar nie. Jy fucking doen dit sommer self. Presies. Ek wil jy sê die fucking ding moet lank leef. Ek wil hom nog baie jare torture. Okay, nee, hy doen dit sommer self. Daai ou gaan een oggend gaan ons net hoor hy lê in 'n donga of iets aan dan hy pad bleiers of wat noem jy hulle, hy doeksters aan Parys om beet gekry waar hy so saam doekster in die nag. Nee, ek gooi vir hom so 'n steekie elke oggend en dan fok ek sy hele dag op. En dan net so voor ek gaan slaap gooi ek vir nog eenetjie, ja, weet ek hy gaan slaap nie. Nee, ek tot ek kom. Dis kom ek vir hom sê hy moet nog lank, hy moet nog oud word. Ek wil lank om torture. Ja, nou gaan hy plaas my IP-adres. Ek het eers gekyk of dit my IP-adres is, want vir enige ou wat webpage designing doen om iemand se IP-adres te kry is dit die maklikste ding. En ek meen nou Abby het mos nou betaal om ons inligting te kry. Ja. So hulle het dit, maar wat gaan hy nou daarmee maak? So fucking what? Maar Potty, dis nie so ou wat dink. Elke persoon het nou een IP-adres, né? Dit is nou soos jou woonadres. Né? Hoeveel toestelle? Ek weet nie hoeveel elektriese toestelle ek het nie. Ek weet nie hoeveel e-posse ek het nie. So as iemand vir my sê dis my IP-adres, is dit so ook meer as ek. Verstaan jy wat ek sê? So wat maak dit nou saak as hy nou jou Skalk, jy's baie onduidelik, hoor. Nee, wat ek sê, kan jy my nou beter hoor, Potty? Ja, nee, hoor ek jou nou weer. Okay, nee, wat ek aan die sê was, hy is so fucking dom. Skus, nou vloek ek vanmiddag, maar dis Vrydagmiddag, so ek het baie frustrasie. Maar ons is op TikTok nou, jy's in die pad. Ja. Hy is so fucking dom dat hy dink 'n IP-adres is soos 'n woonadres. Elke persoon het een adres. Ek weet nie hoeveel toestelle ek het nie. Ek weet nie hoeveel telefone ek het nie. Ek weet nie. Ons het seker ten minste 3, 4 laptops hierdie kant. Verstaan jy? Ek het 'n Mac hierdie kant. Ek het tablets. Ek weet nie hoeveel IP-adresse ek het nie. Ek weet nie wat my IP-adresse is nie. Maar my vraag is, wat wil hy daarmee maak? Vra my en ek gee hom vir jou. Nou, hy lê oor die Tor browser en ek op die dark web. Ag, Here. My fucking, as die Tor browser word al lank al nie meer gebruik nie. Kom, kry vir jou 'n laptop of iets. Daai fucking gratis data gee jou nie genoeg toegang tot die internet nie. So jy weet nie wat is al die nuwe tegnologie op die dark web nie. Kom net fucking by, man. Exactly. Oh, nee, verstaan jy, iets soos 'n Tor browser, dis soos in 10 jaar terug of 7 jaar terug se tegnologie, ek weet nie. Ons is al verby dit, dis al soos ons het al vergeet daarvan, dit is, bestaan al en die FBI hou almal nou daar op oor die, so Erna, gaan jy inbring die ou nie? Dan, nou hou die FBI my dop, want al die pedofiele is op die dark web. My fuck, ek wonder nou, wat is hy president van Amerika se vrou? Wat so goed so op die dark web gelek was. Daar was ja, ekskuus ek sny jou af, ek meen daar was niks van pedofiele daar met haar betrokke nie en sy was op die dark web ge-expose. Daai goed lê net eenvoudig vir altyd en vir altyd daar. Dis wat daar gebeur. Waar is seker pedofiel goed ook in
Whatever, ek weet nie, maar so is dit seker op Google Nee, ook. daar's verskriklik goed. Daai tyd toe ek nog redelik aktief pedofiele gejag het, dit is ons jagveld gewees. Maar Ja. die lang van die kort is maar net potty en dit verstaan anders nie. Die web self is opgesplit in 10% is dit wat jy kan gaan Google. En 90% is dark web, maar hy weet dit nie. Hy dink die dark web is so 'n klein gaatjie iewers in 'n muurtjie waar pedofiele sit en kak praat saam met mekaar. Dit is glad nie wat die dark web is. Die dark web is die majority of the web out there. Die goeders wat jy op 'n openbare browser kan kry is maar 'n persentasie wat daar buite is. Maar ek weet nie hierdie Ja. hoe die stem klink. Hallo Hoi, Erna, hoe gaan dit? Hallo julle, dit gaan goed, dankie met julle. Alright, sê ons eers, hoe lyk die brande daar by julle? Wel, ons het net nou hier vir my gelees dat party van hulle is nou under control. Maar Okay. ek het gedink ons gaan môre 'n bietjie 'n draaitjie ry en net gaan kyk waar het dit oral gebrand. O ja. Nee, dis lelik hier buite hoor. Dis lelik. Dan PE by julle, kan jy nog rook sien? Ja, hy brand nog kwai hierso hoor, hierso hy so nou en dan vlam hy op waar hy al klaar gebrand het. Dan gaan hy verder Ja, in dis- daai bosse. Ja, dis baie erg en daar's beweringe van dat dit brandstigting is. Ag ek twyfel, ek hoor hy daai Mosselbaai ene, maar ou weet nou nie hoe ver dit is nie. Dit lyk my die oorspronklike ene het gebeur met 'n karongeluk wat daar was wat die veld vlam gevat het. En dit hom nie gou O. genoeg geblus nie toe hardloop hy. En Maar ek nou het weer- 'n video gesien waar iemand hulle het kabels in die bos gebrand. Dit Om het ek die- gesien ja. Nou dis daai Ja, goede wat so om- nonsens maak. Ek dink 90% van die tyd man, die mense vang 'n has met brandstigting man. Alles is altyd jy weet verkeerd. Ja, dis waar. Yes, ek meen Nee, jy gaan nou lag. So hierdie mense het rookkruine uitgestuur. hulle wat? Definitief rookkruine. O, ja. Ja. Ja, daai treine het ek wonder nou as ons nou vloede kry, dan gaan hulle nou seker weer sê die regses het die wolke vol gate geskiet. Is Nou is daar vloede. Ag, die mense is siek man. Hy Maar ja, ek wil 'n bietjie gou voor ons by daai websites en goed kom. Ek sien daai Christian van der Merwe en hy Rietjie, wat se ding of is haar naam? Nou sê ek ook hulle ding. Ek Ja, sien hulle is ook aan mekaar nou. Hoor ek het vir ure vir Rihanna sit te luister. Die Rihanna. Dit is moer entertaining, nie op 'n lelike manier nie. Ja. Dit is reg my moer entertaining. Ek love haar. Really. Ja, nee, hy doen actually. I like it om na te kyk. Ja, Rihanna, sorry dat ek jou 'n ding genoem het, maar met daai ou is jy soos met die haters betrokke is jy maar 'n ding hoor. So ja, laat lees my jou kop. Moenie ek kan net nie verstaan nie. Weet julle wat verstaan ek nou regtig? Nou kyk ek na haar, nê? Kyk, ek het 'n live gesien daai tyd waar sy haar broek so gelig het of ook 'n tattoo gewys het. Jy weet daai Abby Bouwer. Yes. Nou- Ek het ook gesien. Nou wil ek weet nie wat sê haar man. Hy kom nou by die huis. Hier sit hierdie vrou en huil op TikTok oor 'n ander man wat haar nou na moer gestuur het. Oh, nou nie 'n verhouding nie, nee. Ja. Maar wat moet hy dink? Gaan sy nie na hom toe en gee hom 'n drukkie en sê hallo my skat, kom ons eet of ietsie. Sy huil oor ou Christian. Ek Wat? weet nie of Die moer is hier aan die gang. Ek nou maar seker so af en toe 'n drukkie. Skal jy maar nader praat aan hy foon as jy praat. Dan sê jy maar so af en toe 'n drukkie en dan raak hy weer rustig. Nee, Ja, maar jy kan ook sulke snaakse goed aan as hierdie nou nie weer 'n stand tussen die twee om geld te maak nie. Ek weet nie, dis die ding van TikTok. Mens weet nooit wat is regtig aan die gang nie. Mens weet Ek het maar net gehoor Christian het gesê hy is nou klaar. Dis nou die einde, hy gaan nou dis verby nou. So ek Met wat weet nou? nie. Met haar. Met Rihanna, ja, want hulle het mos een keer 'n fight gehad en toe het hy haar weer vergewe en toe hulle weer aan die praat en ja, nou is dit lyk my die laaste. Maar nou wonder ek wat het gebeur dat hulle mekaar gevlee het. Hulle het blykbaar vir haar gevra of Jacomien
in die kameras kan inlok in sy huis. En toe het sy gesê, nee, definitief nie. En hulle sê, ja, sy kan. So daar het dit lyk my begin. Het lyk my Jacomine is nou sy volgende skapie in beheer, lyk dit my. Wel, Christine het al iets genoem dat Jacomine 2 keer ons sy lewe gered het. Nou, ek weet nie hoe en wat se opsig nie, maar ja, hy klink my baie respekvol. Ja, maar En luister, Jacomine was van die begin af daar. Nee, sy is, hulle is baie goeie vriende. Soos hulle, jy sien, ek ken hulle nie Ja, so. nee, ek dink nie sy sal weggaan nie. Sy was op 'n stadium 'n bietjie weg en toe het sy weer teruggekom en hulle het mekaar vergewe, so ek dink hulle sal nou weer aangaan. Ag so, ou Riekie, of wat is jou naam? Moet nou nie te veel huil nie, jy kan weer om vergifnis vra, dan gaan jy weer mansion toe vir so 'n naweek, en is alles weer alright, man. Oppas net, want ek het nou op die laaste stuk wat ek 'n live gehoor het ek gehoor een of ander pilot gaan ook nou in sy moer gestuur word. Nou weet ek nie wie is die pilot wat Kaap toe Tweede keer. Ja, vir die tweede keer. O, jare jong. Ja, want blykbaar het hy in ander se boksies gesit. Enemies se boksies. Ai. ja, daai is 'n doodsonde hoor. Here, wat gaan aan hier in die wêreld, mense? En die speurders hou man aan. Iemand het net nou gesê daar sal meer langer bedrywighede oor die mansion stories wat die brande in Suid-Afrika aan die gang is. Nee, jy sê dit is dis weer te dinge werk. Die mense is weer geworry daaroor. Nee, hulle kap het flou, jong. Here. Nee, hulle kap het flou. O, Here, maar kom ek vertel julle nou 'n bietjie van hierdie website van my. Julle kan maar gaan inlog aan mense, die website is op my profile ook. Ek het 'n afdeling begin daar so stop om GBV groepe te ondersteun. Nou wat ek gedoen het, is ek het nou 'n lekker stukkie geskryf oor wat GBV is in Suid-Afrika en as prioriteit verklaar is en goed. Toe gaan kyk ek 'n bietjie rond daar op die haatgroepie, wie is die ondersteuners? Nou kyk, daar's 1700 lede, maar ek gaan so, as ek 'n kansie kry, dan publiseer ek 10, ek gaan dit nou natuurlik nog in afdeling sit op die website, alfabeties en goed ook, want ek het nou maar net begin, so my eerste 10 name is gepubliseer, so as jy op skandaal.com, .co.za, SKANDAAL.co.za uitklik, dan sal jy nou die icoontjie kry na die hatersgroepie toe. En wat ek aan sit, ek sit die ou se naam of die vrou se naam, 'n foto, die profielfoto wat hulle gebruik op Facebook, so ek publiseer nie onwettige goed nie, en dan ook 'n skakel na die persoon se Facebook account toe. So die mense kan maar gerus gaan kyk wie is die ondersteuners van hierdie haters. Soos ek sê, ek gaan hom nou nog natuurlik uitbrei en afdeling sit en as jou naam daar is en jy wil hom nie daar hê nie, kontak my en ek haal hom af of gaan kry 'n interdik en ek gaan hom in elk geval afhaal want ek het niks probleme met julle nie. Maar die wêreld moet sien wie's die mense wat hierdie haters so dryf en aan die gang hou. So dit is wat ek nou mee begin het. So gaan klik maar daar op my profile en op die webblad. Hierdie goed word ook natuurlik alles oorgeskuif na ander websites wat ek op backups het en blogs. Ek het seker, man, ek oordryf nie nou nie, seker 10 websites al geregistreer en opgelaai wat niemand van weet nie. En Google vat gewoonlik so 6 maande na 'n jaar om al die skakels op te tel. So miskien is ons al dood. Dan gaan die goede begin opkom iewers op Google. En natuurlik die dark web. Daar het jy 'n bietjie probleme want as ek iets daar sê go send, is die kans eintlik 0 dat ek dit weer kan afhaal. So as jy goed wil afhaal, moet jy my kontak voor dit daar beland. Want dan is dit net eenvoudige sorry en 'n hof kan my nou maar beslissing maak en my toesluit en doen net wat hulle wil. Man die wagwoorde verander self of ek auto-generate dit en ek save dit nie.
So as hy daarop is, huil maar, jy gaan daar wees vir ewig. Maar dit gaan daarom 'n rukkie vat voor ek jou daar sit. Jy daarom nog 'n kans om dit af te kry. Ek is nou ook nie so vuil gat nie. Want soos ek sê, baie van hierdie mense word ge-add op die groepe sonder dat hulle dit weet. Maar dan meneer, mevrou, jy daarom nou al 'n maand of 'n week of 'n 2 tyd gehad om te sien wat daar aangaan. En as jy dit geniet maar jou naam tussen die haters en die bevorderaars van GBV. So, moenie huil nie. Dis al wat ek sê, moenie huil nie. Dit moes iets gesê van iets van die dark web en Tor, ek weet nie wat nie. Ag, hy is agter die tyd ons gebruik hier is meer die Tor browser hier man. Hy wil tog net iets kort daaroor. Ja, nou dreig hy my uit nou 'n prokureur opdrag gegee om die goed van hom af te haal. Anders lottering my wat van al die goed wat jy van my so geplaas het. Ek sien die haters sê ja dat ek is die mees gehate ou onder veterane groepe. Nee man, gaan kyk op julle Facebook haatgroepie. Ek het dan nou die dag het ek aan die brief daar gesplaas wat die veterane aan my geskryf het, die grootste groep in Suid-Afrika wat hulle my om verskoning gevra het oor die kak wat Hannes Lotteringa geplaas het op my naam en vervals het en hom sommer geban as 'n admin ook. Daar gaan kyk man, julle is bietjie agter die tyd. Julle is nou agter die tyd soos die Tor browser, jy weet. Daai goed het al uitgefaseer man. Kom by. Kom ons hulle die torre. Ja, ek weet nie, die mense is ja, hulle wil so graag van iets praat, maar hulle het nie 'n fucking klou waaroor dit gaan nie. Presies, ja. Hulle het nie 'n klou nie. Soos die ou wat op die social media speurder wat vir die ander ene vra, wat is jou polisie badge nommer? My fuck badge nommers is in Amerika man, in Suid-Afrika het ons magsnommers, maar dit is hoe hulle leef, dit is wat hulle glo. Dis mense wat te veel TV kyk. Maar En imagine julle, my brag gee net radar, my brag. hoorie maar imagine jou kinders of agterkleinkinders gaan eendag lees op die web en dan sien hulle, jo, kyk wat het my Erna. oupa of oupa grootjie gedoen, hè? Ek het die ding van die begin af gesê, mense, moenie huil nie, ons gaan al dood wees, dan kom julle kinders eendag op skool uit, oor 20, 30 jaar, julle kleinkinders se kinders. En dan is die dark web 'n algemene ding, en elke kind het al seker 'n komputer deel van die skoolwerk op TikTok en al daai goede. En buiten TikTok gaan miskien doodspeel, maar soos hierdie dark web en goed, dan kom julle goed uit by daai skoolkinders. Hulle gaan nog 'n surprise hê wat hulle van hulle ouma grootjies en oupas en goed lees, wat hulle aangevang het op die internet. Daai voorbeeldige ouers en kleinkinders en goed. Ja, ek het hulle gewaarsku daarteen, en ek het baie tyd, ek is glad nie haastig hier. So, daar is julle almal nou stil. Maar anyway, as seker maar weer internetprobleme. Ek het net nou weer op 'n groep gesien, het iemand gekla, en dit lyk vir my TikTok het 'n klomp goed geupdate ook, wat jy moet sekere goed doen, en dan gaat hy weer aan. So ja, as Ja, ek sê vir jou, Potty gisterand was dit met my live so. Hy het goed gedoen. Ja, toe ek die boksies wil verander, dit lyk heeltemal anders. En dis hoekom ek so half gesukkel het om aan die gang te kom, want ek weet nie, die goed is nie waar hulle was nie. So hulle het definitief 'n update gedoen. Van die gesoute moderators het tot ek vandag gesien sukkel om reg te kom. So ons moet nou eers weer dit bietjie leer. Ek gaan net gou 'n sekond wegraak, ek wil net gou hierdie ding share. Kom julle wat hier step en share vir my asseblief, man, ek wil net gou myne ook share, ek gaan net 'n sekond. Leonie, is jy daar? Ja, Erna, ek het nou net eers my mic bietjie afgesit van die honde het geraas. Hoorie, ek wil gou vir jou vra, as ek daai live van gisteraand vir jou stuur, ek weet wraggies nie hoe om hom af te sny, ek weet daar's 'n kat, maar dan bære hy net daai stukkie vir my. Ja nee, dit kan nie daar. Kan ek nie dit doen nie?
Nee, want hy save net daai, ek dink 60 sekondes. So jy moet dit actually in 'n ander program in download of insit of share whatever en dan moet jy dit in 'n ander program edit. Okay, want ek het dit gedownload, maar ek wou net daai eerste stuk bietjie afhaal en dan nou daai laaste stuk. Maar ek is so bly jy het vir my gesê van daai puzzle stuk. Jy sal nie glo nie, ek het gesit en sukkel om daai puzzle vierkant uit my gesig uit te kry. Ek probeer hom net af van die skerm kry. En toe ek hom nou regtig af het, kon ek hom nie weer terugkry om te doen wat jy sê nie. Ja. Nee, o aarde. Ek Nou weet jy next time. Ja, maar was die live alright? Was hy nie? Okay. Dit was maar net die begin en die einde. Ja, ek onthou skaars. Nee, daar was geen fout nie. Ja, nee. Okay. Ja, dit is net wat jy afgesny het, maar ek meen, die vader was fyn geweest. En eintlik was ons klaar met alles, so ons kon net nog saam gesels het daarna, maar ons was daarom klaar, gelukkig. Yes. Ja, met ons En kan jy ja, 'n uur lank. Kan jy glo daar was niks vreesliks gesê nie? Behalwe dat dit KAK vervelig was vir party mense. Ek het gedink hulle gaan dit sê, maar hulle môre in afval. Ja nee, ons Ja, het maar dit geweet. as dit vervelig was vir hulle, wat die hel het hulle daar gesoek? Exactly. Ja, dis wat ek ook sê, presies. Ja. Maar nie dan klim ons nog maar uitgaan. Ja. Ja, is grapweg. Maar ja, ons sal nou net volgende keer onthou dat die een wie se live dit is, moet maar net kort jou gesig wys. Anders gaan hy iewester jou afsny. Ag, dan moet hy my maar afsny. Ek begin hom net weer hoor. Ja, maar hierdie een waar ons nou op is, sal hy dit nie doen nie, maar daai ander een waar die fotos is. Gebeur het, ja. Ja, dis maar net, as 'n mens nou 'n klomp mense daar het, dan wil jy nou nie weer oor begin om hulle almal weer te soek nie, of te kry nie. Okay, maar wag, laat ek 'n bietjie kyk hierso. Wat gaan op Johannes se profile aan? Hier, is hy nog op TikTok? Ja. Ja, hy is 'n mos so op sy TikTok. So gaan kyk maar. Maar hy het ook so baie name. Waar soek hy nou? Nee, is onder Hannes Lottering. Okay, kom ons kyk hier. Ja nee, hy het nou opgehou wegkruip. Okay. Hy soos Martin van Eden ook en ek kan nie onthou wat is die ander nie. Nee, fuck, ek is geblok tot in sy 7de dimensie. Ja, die beste is dan blokke jou profiel en dan praat ek ook van jou. So hoe moet jy Ja, dit kan jy dit nou hoor vertel? Kan jy dit hoor vertel? Ja. Maar Ek kan altyd wel gaan kyk en dan kan ek screenshots vir jou stuur. As jy Ag nee, wat, ek gaan nou nie so worry oor hom nie. Hy is nou regtig nie so belangrik in my lewe nie. okay. Want hy moet maar net aanmoer. Hy moet net ophou om my te dreig en te doen. Ek meen, hy is mos nou 'n ou grensvegter, man. Ons doen mos 'n ding. Hy kan dit O, Here. What a fucking joke. Exactly. Ja, nee, dit is dit wel. Ja, Gebotie, dit is wat hy doen. Hy dreig en pers af en blackmail, wat is dit, extort. Ja, dit is wat Hannes doen, dis wie hy is. Het lyk my hy wag nou vir die nuutste inligting dat ek en Skalkok 'n verhouding het. O my heerlikheid. Hy mis seker ou Werner Smit of ou Werner het nou weer begin bedrywig raak op Facebook en toe sien hy dit en toe vlam die ou liefde weer op. Hy moet absoluut aan die snaak. Hy moet aan die snaakste goed op aarde dink om dit te projekteer nie op ander. Ja, hy wys vir ons presies wat in sy brein aangaan. Yes, hy is dan maar siek in sy kop hoor. Inderdaad. Maar ja, nee, dit gaan goed met hom. Dit gaan goed met hom. Ek kyk nou die dag weer na 'n foto van hom. Inteendeel die video het opgekom by my toe ek hom geshare het. Toe hy daar tussen die twee dames gesit het met sy ek is Hannes. O ja. Daai mooi skoon geskeurde gesig wat hy toe een keer in 6 maande geskeer het omdat hulle hom stort toe gejaag het.
teen die video wat hy nou hier aand gemaak het, toe hy so in die straat geloop het. Jesus, mense. Ja, met uit die lelik geraak. Wel nie dat hy ooit mooi was nie. As ek so binne 'n jaar so gaan lyk net, dan gaan ek nou maar vir my 'n pakkie lemmetjies koop vir die polsie sny en dit bære vir 'n jaar, want dan is dit goedkoper. Heerlikheid. Nee, yes. Maar hy dink hy's mooi. Ek het tog gesê ook. Hy Wat het verkeerde kere. ja, hy dink hy's 'n knor. Nee, daai het 'n baie groot probleem, maar hy sal nooit oor dit kom nie. Hy sal so doodgaan. Anders doodgaan en dit gaan 'n tragiese einde alleen wees. Ja. Fucking miskien onder 'n boom of in 'n parkie waar niemand eens by hom is nie. Ek vind dit nie vir hom nie, maar as ek hy boodskap kry die oggend, dan sal ek nogal sê, ja, ek het nogal met goeie nuus vanoggend wakker geword. Dis al wat ek sal sê. Ja. Ek het met Gerbrand Moller gesê, toe ek hoor hy oggend uit sy fucking hele lyfie al weggeblaas, toe sê ek, yes, ek kan nou ou Gertjie uiteindelik daarmee begin. Dis nogal goeie nuus vanoggend wat ons gekry het. Sure. So ek voel vere vir hulle. Ja. Maar en ek daai dag is nie ver nie, hoor. Ek wonder of hy hierdie jaar nog gaan uitsien. Hoor julle van iets anders gepraat? Dink julle mense, veral mans, het deesdae nog 'n stokperdjie? Dis nou aanleiding van gisterand. Ja, nee, live. Weet jy waar Want ek bedoel net veral as mense aftree, dan wat gaan die man doen? 'n Vrou kan baie goed doen in die huis of sy kan haar iets aanleer. Maar het mans nog stokperdjies of sit hulle maar dan net op TikTok? Nee, daar's definitief nog stokperdjies. Weet jy en wat is aan? Laat ek net gou die winner takes it all. Potjie, het jy gisterand gesien hoe Lavonna naam gat gemaak het op 'n live? Ja, sy is eintlik Lavon Botha Marie Gatmaak. Dit is haar naam. Ons het gesien, ja, dit al klaar op my Facebook groep. Ek sal dit môre of die naweek sal ek dit op die website laai. Maar hulle het daar mooi vertel wie en wat sy is en waar sy hoort, jy weet. Ek sal dit nou nie so duidelik vir haar sê nie, maar dit is nogal goed gestel aan haar. Sy hoort tussen hy klomp ook. Erna, seelversameling nee, is ook nogal groot, hoor. Okay. En dan hierdie poskaarte ook. Ek het hier 'n klomp ou AMI poskaarte. Hier, ek was hulle magte om geld geoffer vir dit, hoor. Nou, skalk is weer horlosies in. Oorlosies, ja, nee, maar dit is ook 'n ander ding. Oscar het ook soms oorlosies bymekaar gemaak. Maar skalk, hy maak dit net bymekaar nie, soos hy sal dit verstel, dit regmaak, dit uitmekaar uithaal en weer terugsit. En Ja. Potjie, kyk net of jy nie vir Piet. Nee, ek kry hom nie, hy is dalk privaat, so kyk of jy hom kry. Kyk hierso Pieter, waar is hy? Okay, hier het ek accept. Waar is hy? Ja, laat ons hoor. Hallo Pieter, gaan dit goed daar by jou? Ja, dit gaan goed en met jou? Pragtig my ou groot maat. Waar in die wêreld is jy? Ek sit hier in Port Elizabeth. Ja, ek sit hierso in Pretoria. Okay, ja, nee, nou laat ons hoor. Ek sien hierso is 'n ou wat coins so ek sien oud ook nogal, maar okay, praat ons luister. Ja, ek sien oud nie, maar ek het al ou mense gesien goed doen. Okay, so wat se belangstelling het hulle in? Ja, ek het gesien die meeste soos stokperdjies is golf speel. Maar as jy nog geld het vir dit. Dan hulle werk om karre of die ou man se daar in die garage en hulle doen hulle eie goedjies, jy verstaan, hulle bou maar whatever. Hulle kan 'n kar opbou, ou tydse kar of 'n ding, en selfs motorfietsse. Ja, jy's reg. Dit is iets wat hulle kan doen. En familietyd. Ja, yes. Dit is belangrik. Nee, eerlik. Het mans ooit ou mans ooit stokperdjies? Dis regtig al wat ek al gesien het. Ja, wel, ek weet jy het gisterand nou my live gemis, maar my man het modeltreine, 'n hele baan gebou. En hy versamel vliegtye en AMI goeders en motorfietsse en daai tipe van goed en baie modeltreine. Yes.
Hoor jy, dis interessant, nou laat jy AMI noem, nee, hierdie versamelaars is wyd, hoor, want daar's verskriklik baie ouens wat soos AMI medaljes versamel, dan weer die AMI verskillende uniforms, dan hierdie badges, en selfs van die oorseese, kyk, elke polisie afdeling het mos 'n ander badge, en versamel daai badges, en hulle ruil uit onder mekaar, so ja, die goed is groot, hoor. Ja, kyk, die winner takes it all hieronder sê, hy versamel coins. So, dis nou nogal interessant. Ek het ook hier iewers tikkies in 'n sakkie en 'n kluis. Ja, dis interessant. Want ek dink net baie keer as mense aftree, dan raak die man verveeld met as hy niks so iets het nie. En ek dink dit is nogal belangrik, want 'n mens raak gou oud as jy net gaan stil sit. Jy moet ietsie doen. Maar Erna, speel die tegnologie moet hierdie internet nie vandag 'n groot rol dat die versamelaars so uitsterf ook nie. Dis wat ek dink, hulle sit maar op TikTok, dis die waarheid hoor, dit kan waar wees. Ek weet as ek nou nie websites gedoen het, want hierdie websites hou my nogal besig, dis vir my 'n stokperdjie, dis absoluut al wat dit is. Dan sou ek nou elke dag by die rivier moes gesit het of by die dam, ek wil ook nie elke dag vis vang nie. Ja. En dan het my man is radio. Radio's is ook nogal baie gewild wat hou die wêreld mee vol praat. Daar begin nou juist 12 uur vanaand weer 'n kompetisie. Dan gaan ek nou vir die naweek weer net met die ouens in die wêreld praat. Dis nou weer 'n hele ding op sy ander. En ons het maar begin by die CB radio's nie. Ek was nou gelukkig toe raak ek nou 'n radio-operateur in die weermag ook, en dit was natuurlik dit was my ek kon nie beter in my lewe gekry het nie, man. Ja, nee, en my man kan weer glad nie vis vang nie. Hy sê hy sal die braaivleis vuur maak, of hy sal 'n drink aandra, of so iets, maar hy vang nie die vis nie. So betaal hom te sien vang skalkvis. Skalk, vertel 'n bietjie van jou horlosies. Nee, ek het pas al lank maar die stokperdjie van horlosies versamel en. En ja, nee, ek het al gevorder tot waar ek hulle oopmaak en uitmekaar haal en trust dit en. So die volgende uitdaging is waar ek meganiese horlosies gaan begin strip, en as 'n mens daarvoor kan geld vra, dan dien se mense so horlosies vir hulle. Maar dis 'n aard op sy eie, so dit gaan vir my seker 2 of 3 jaar vat om meganiese horlosies te kan dien. Dis soos voordat Skalk in die aand gaan slaap, nê? Dan haal hy horlosies uitmekaar en sit 'n ander strappie aan sodat hy met daai horlosies so kan slaap. Nee, dis sommer net vir die lekkerte. Nee, maar ek het op 'n stadium hulle spot by my so oor Casio horlosies. Casio horlosies kan jy ongelooflik nice customize. So jy koop vir R500 vir R1000 vir jou Casio horlosie, maar daar's soveel mods wat jy kan doen. So jy haal sy modieletjie uit, jy sit dit in 'n byvoorbeeld in 'n regte vlekvrye 3-in-6 staal. Jy sit vir hom 'n safierglasie op sulke goeders, verstaan jy? So dis maar waar dit begin het. So dis hoekom so jy begin op 'n punt en dan vorder dit. So dis hoekom ek vir jou sê die volgende stadium gaan wees waar meganiese horlosies gaan begin dien so mense. Daar is actually baie groot mark. Ek sal dit nooit professioneel doen of dit my werk maak nie. Maar dis verskriklik lekker om te doen, en dis onthou Rolex het hulle stel familie of familie meganismes wat in hulle horlosies is, en Omega het hulle sin, en Breitling het hulle sin, en Tudor het hulle sin, en so jy leer elke meganisme lyk anders, en dit werk 'n bietjie anders en so. Ja, dis gesê. Ja. Dis baie lekker. En ek hoop Sousie is tevrede, jy praat nou 'n bietjie oor jou horlosies. Ja, en dan horlosies spesies by mekaar maak. Wat jy net gepraat van Oscar wat horlosies by mekaar maak. Dis nie net Oscar nie, dis 'n massiewe bedryf daar buite. Massief. Ek meen jy kan Tudor horlosies by mekaar maak. Ek is baie lief vir Tudors. Tudors kos nou iewers 'n nuwe Tudor. Ek praat nie van op die tweedehandse mark nie. Kos enigiets van 60 na 200 000 rand toe. Rolex is begin by rondom 180 190 000 rand, en dan ek meen
then the sky's the limit. Jou Rolex kan miljoene rande kos. Pateks kos enigiets van R1,5 miljoen en op, net vir julle idee te gee. Maar die Japaneese maak Seiko veral Seiko het ongelooflike mooi horlosies wat relatief bekostigbaar is. Citizen, die hele Bambino reeks, die Kamasus, dis hulle duikhorlosies en goed. Dis ongelooflik nice om daai goed bymekaar te maak en te versamel. En dan die entoesiaste verkoop weer. So jy sal byvoorbeeld vir jou kom ons vat die klassieke voorbeeld van Rolex. Een van die Submariners koop is een van hulle intreevlak duikhorlosies. En daar's altyd 'n mark daarvoor. So dan het jy 'n jaar of 2 jaar het jy 'n Submariner, das jy nie moeg vir hom, dan wil jy nie meer 'n Sub hê nie, dan verkoop jy hom vir waarskynlik dieselfde prys as wat jy hom gekry het. En dan koop jy miskien weer vir jou 'n Daytona wat nou weer 'n bietjie 'n upgrade is, wil ek amper sê. So dis 'n massiewe ding daar buite. Die bymekaar maak van horlosies en natuurlik diens. Onthou 'n meganiese horlosie veral tussen 7 tot 10 jaar toe wat jy hom nou, ek sal sê, goed dra. Moet daai horlosie fisies gediens word. So jy moet hom oopmaak en jy moet daar's baie keer letterlik honderde paartjies moet jy fisies uitmekaar haal, jy moet dit skoonmaak, jy moet dit terug assemble, jy moet die jewels, ons praat van die jewels, dis rubyntjies. Sommige horlosies, party Breitlings het byvoorbeeld diamantjies aan die binnekant wat hulle gebruik waarop die goeters pivot, met ander woorde, dis nie staal teen staal nie, dis jewels op mekaar, met ander woorde, dit gaan vir ewig kan op mekaar pivot. Verstaan jy sulke goedjies. Dis ongelooflike wye en of aangewikkelde mark wil ek amper sê wat mense betref met so iets. Dis baie interessant. Ja, dan het ek natuurlik ons maar spinnekoppies, maar ag nee, dis ook maar diertjies so na tyd. Ja, dis nie meer vir my so interessant nie. Ja, van modelskepies of netjies bou. Modelskepies bou, modelvliegtuigies bou, baie dieselfde soos die Showman. Dis ook ja. Maar nee, ek is en jy het nog nooit aan 'n staanhorlosie of daai goed gedink nie. Staanhorlosies, as jy meganiese horlosies begin doen jy byvoorbeeld groot staanhorlosies, want die parte is fisies groot. Okay. Baie minder parte. Daar's nog nie baie komplikasies by staanhorlosies nie. So ja. Ek maar by daai horlosies om hulle mekaar te haal. Maar jy kan dit skiep. As jy net wat sê jy moet net daar begin nie. Jy moet nie, ja. Nee, ek het nog nie dit. Hoor jy, ek sien Skalter is vreeslik lekker om oor hierdie nou te praat want hy kry skoon hoendervleis. Maar dis interessant, hoor. Ek kan vir ure oor horlosies praat. Dit is ongelooflik interessant en goed. Rolex is fyn binne. Ja, Rolex is mos nou maar die klassieke ding. Almal ken 'n Rolex. Net die hoeveelheid variante op die verskillende Rolex familielyne, kom ons noem dit so. So die duikhorlosies van Rolex is Submariners. Dit begin by jou gewone Submariner. Dan raak dit Sea Dwellers en so op. En elkeen het sy verskillende death rating waarop jy kan duik met hom. Al daai tipe van goed. Nee, dis ongelooflik. Dan die Daytonas. Party kan jy in precious metals kry, party kan jy iced kry. Ice beteken dis versier met edelgesteente sulke goedjies. So net om te leer van die verskillende modelle horlosies is klaar 'n veld op sy eie. Dan het jy nog nie eens gekom by al die komplikasies nie. Dan het jy nog nie eens gekom by wat die meganika binne die horlosies is nie. Nee, dis incredible. Ja. Maar dis hoekom ek sê jy begin gewoonlik met Casio. Hoekom? Want Casio is hyper goedkoop. En hulle het gewone eenvoudige kwarts meganismes binne. So daar's nou nie regtig iets wat beweeg of wat gediens kan word nie. Maar dit is waar die meeste ouens begin. Dit is maar wat die gogga laat byt. En dan soos jy nou maar graduate deur die jare wil ek amper sê begin stel jy meer belang in hierdie goed. Daai horlosie wat jy hou nie op een van die live sal jy sien, dis so 'n groot breinhorlosie. Ek wil nie veel horlosie sê nie. Daai horlosie is byvoorbeeld 'n highly complicated horlosie. So hy het meer as een komplikasie op hom. Hy het ook meer as een meganisme binne hom wat hom laat werk. Dis byvoorbeeld 'n horlosie wat ongelooflik ek sal hom nie uitmekaar haal nie, want ek sal beslis nie aan mekaar kan sit nie. Maar dis byvoorbeeld 'n voorbeeld van wat ek so noem so. Yes, like. Dis interessant, ek sien hierso the winner takes it also, haar man versamel oorlogvliegtuie en tanks. Nou, ek het nou as kind onthou ek het ons sulke boksies gekoop, of jou pa nou vir jou gekoop, dan
plak jy daai parkies nou aan mekaar en dan moet jy dit verskillende kleure verf. Oeg, het ons daai vliegtuie en goed so gebou. En dan het ek 'n ou geken hier op Jeffreys Bay, ou Piet Coetzee. Nou, ouens kan hom maar gaan Google, wat die ou was 'n baie groot weermagveteraan. Hy het lugfoto's gevat en hy dit uitgelê en ontsyfer. En gesê, daar op die lugfoto, daar's 'n kamp, daar's loopgrawe, daar staan tanks en sulke goed. Hy het daai goed uitgelê. Dan het hulle dit gebou, 'n replika van die foto, wat die ouens op geoefen het en goed. Jy moet die goed sien wat daai, maar dit is absoluut, ek dink hy was gebore met daai gawe, hoor. Dis ongelooflik om te sien wat die mense aanvang. Ja, dit is, en daai, Arthur het gisterand gepraat van daai man wat die treine bou. Hy begin 'n trein van die begin af, en dan lyk hy mos nou mooi en pragtig, en dan verouder hy hom, en hy kleer hom, en hy maak elke liewe detail, presies dieselfde. Nou, dis iemand wat uit die staanspoor begin bou. Dis nie soos daai boksie wat ek so geskit het, daar soos mos die huisies in. Daai plak mens aan mekaar, maar jy hoef nie te verf nie, hy is klaar geverf. So, ek dink dis belangrik vir mense om so 'n stokperdjie te hê. Maar as kinders as hierdie treinstelle, ja, hierdie treinstelle was as kinders 'n baie gesogte Kersgeskenk, hoor. Maar hy het net in die ronde gery. Dan het jy ook so 'n enjinkie met 2 trokke gehad en die spoortjies wat jy so in mekaar indruk. Ja, dis waar. Ja, die hele boks het so gekom, een stel. En ek dink dis maar waar die ou begin, hy bel hy, maar ek dink die grootste probleem van trein daai soos Arthurson en nou deesdae, as jy in daai hobby ingaan, is jou spasie, want hoeveel mense het hulle eie huis wat 'n garage kan deurbreek en 'n spaarkamer het vir so iets. Daar's nie veel mense wat dit het nie. Ja, nee, en iewers moet jy in elk geval stop, want jy kan nie verder nie, soos hy kan nou nie verder nie. Dit is anders moet ons die kar ook uitgooi en die hele garage dit maak. Ja, die spasie. Ja. My oom het ook so trein, hy het ook so deurgebreek in een kamer in. Maar dit raak te erg en dan opwees is die gewone ou op straat kan nie hierdie goed bekostig nie. So dis waar hy doodloop. Want dit kan nou wragtig nie 'n baie goedkoop stokperdjie ideaal wees. Jy moet vir Arthur vra of hy 'n laaitjie ken met die naam van Kerry. Met 'n C, Kerry. Hy het een keer Rywen gebly toe ek hulle sekuriteit vir hulle gestig het. Hy het so daar by hulle 'n kamer gehad net vir sy treine. Maar ek dink amper daai ouetjie is dood, want ek was eendag daar en toe is hy nie meer daar nie. Ja, hy sit hier by my, hy sê hy ken nie hom nie. Daar's een of twee ander mense in die baai wat ons ken, maar nie iemand met so 'n naam nie. Okay, ook nie Karel van Logrenberg nie. Nee, ook nie. Okay. Ja, dis seker maar 'n klein gemeenskap daai. Ja, dit is klein en veral hier as jy so, ons sit hier op die plaas en jy weet nou nie wie in die baai het dit nie en jy kan nou op Facebook skryf, hy is byvoorbeeld op 'n treingroep wat oor die land mense het. En die ou wat ek net nou vertel het, daai treine van start af bou, hy wys dit op daai groep. So hy is redelik met mense in kontak. Okay, maar dis nou interessant. 'n Ander ding is gisterand daai een dieseltjie toe hy daar wegtrek en ry het hy 'n rookie gemaak. Waar kom daai rookie vandaan? Is dit 'n olietjie wat jy iewers ingooi of wat veroorsaak hy? Ja, dit het ons seker nie gesê nie. Hy trek olie met 'n spuitjie op en dan druk hy dit daar. Ja, dan druk hy dit daar, maar dis wat se olie? Is maar 'n spesiale soort olie, dis nou nie sommer net kookolie nie. Ja, en dan drup hy dit daar in daai gaatjie in en dan maak dit so. Dis eintlik nogal nice en jy ruik ook daai rook as jy nou in daai kamer is, ruik jy dit? Nee, dan kan ek onthou toe hy begin het, so op die linkerkant waar jy begin so afneem het, ek dink dit was 'n blou helikopter gestaan.
Dit het vir my so Ja? baie gelyk na die polisie se 105. Wow, okay. Dit is dalk. Is jou blou Ja, helikopter. dit het so gelyk, maar hy was te vinnig oor hom. Dit was ons ou werkers wat ons mee begin het. Okay, ek sal 'n bietjie vir jou 'n foto van neem. Jy Maar moet, Arthur man, sê hy dis- dink nie dis een nie. Ek sal. Is dit Ek nie sal vir een jou nie? stuur. Ja, Nee. my oog vang altyd sulke goed. Maar ja. Nee, dit is wragtig. Daai was 'n wenner gewees. Ek wil daai video wil ek repost, jy moet hom vir my stuur. Ja, ek sal hom vir jou stuur. Jy moet bietjie kyk of jy hom dalk vir my daai eerste stuk wat so chaoties was kan afsny. Ons haal dit uit, ja. Ons haal hom uit. En dan ja, en miskien die laaste stuk as jy so sien, dan sal ek hom ook post hier op TikTok weer en miskien op Facebook. En van my familie wil hom ook hê, maar daai eerste stuk was so chaos. Ek gaan hom vir jou stuur, Potty, hoor. Ja, man. Ja, nee, ons haal hy stukkies uit dan, net die mooi stukke, en maak ons 'n mooi video uit dit uit, want daai ding het nogal aandag getrek, hoor. Ja, ek dink nogal so. Maar ek sal hom vir jou stuur. Ja, want hy het nie baie viewers op lives nie, want die ander ding ook, en iemand het net daaraan geraak sonder dat julle dit besef het, al die groot creators is ook nou live en die mense lê daar. So hulle sal nou maar ons goed kom kyk soos wat hulle tyd het en so dit kom maar na die tyd by, want ek het nooit meer as 10-15 viewers op een slag nie, maar kyk waar gaan ou se views as jy 'n video oplaai. Ja, baie. Hoor jy sommer Erna, ek gebruik 2 programmetjies om my video's te edit, Filmora en CapCut. Jy moet hulle dalk download. Okay, ek gaan 'n bietjie kyk. Ek het nogal van CapCut gehoor. Okay, ek gaan dit doen. Ja, Is ek dit gebruik maklik ook om hulle te Wondershare gebruik? vanmôre, Yes. Okay. maar myne is nou Okay. geregistreer. Alright. Solank dit net maklik is. Wat wou jy gesê het toe jy begin het? Waaroor wou jy gepraat het? Oor die websites en goed. Oor daai haters wat so mekaar ondersteun. Ag, dan het ons al weer so 'n bietjie aan nou anders geraak, maar ag, ou gee hom net ligtyd. Hy moet net in vrede gaan. Ja, Rest in kyk. peace. Mense wil hom nou nie te veel aandag gee nie. Nee, hy moet in vrede gaan rest in peace. Potty pas op, nou sê hy weer jy bedreig sy lewe. Ag, so fucking what. Maar hy moet dubbel kyk as ek hom in die oë kyk, dit is 'n belofte. Dit is 'n belofte. Moeilikheid. Hy moet my hart kom uitdruk, hy gaan sy kans kry om my in die oë te kyk om dit te doen. Jessie, nee, hy is 'n vieslike ding. Hoe kom jy so op met sulke goed, Potty? David het vir jou gesê het, hy gaan jou strot uitdruk en wat of whatever. Hoe kom jy so op met sulke goed? Dis wat hulle droom, man. Jy hoor mos nou iemand het ek 'n interessante onderhoud geluister van een van ons rekkies. Toe sê hy dan toe hy in die saal ingestap en doen hulle werwing en vra hulle vir die ouens, okay, wie ken nou 'n rekkie? Dan steek daar 'n paar ouens hulle hande op en sê, okay, wat het jy gehoor? Nou die eerste een nou Hannes spog ook daarmee oor die ore wat hulle afgesny het en as 'n necklace meegemaak het. Dis die grootste potstront in jou lewe en die lagwekkendste ene is waar hulle met die terroriste kop sokker gespeel het vir 'n bal. Hy sê mense het met sulke goed uitgekom. Nou jy weet, dis die Hannes Lotterings wat daar in sy karavaan in Parys gelê het met 'n lasergammetjie. Dan sy nou hierdie moerse grensvegter en dink hy al hierdie kak uit wat hy gedoen het, jy weet, en dan kom hy nou Facebook toe. Jy het mos gehoor hy een video wat ek gemaak het van waar was jy? Jy weet, dan maak hulle nou sulke video's wat hy nou alles in sy lewe gedoen het. Maar interessant, jy moet vinnig wees, want as jy hy ding nie vang wanneer hy hom publiseer, dan jy 'n dag en hy's afgehaal. Yes. So jy moet vinnig wees moet dit hulle like sulke snert praat. Wat hulle Sê het mense was nog jonk geweest toe skiet hy al mense dood. Dit skiet hy toe hy in die loopgrawe toe skiet hy mense dood, ja. Oh my word, die man kan droom. Is jou pink mist? Oh my word.
Ja, ek was al in sulke, nog nie in die army nie, maar in die polisie in sulke situasies, en dis nou wragtig nie iets wat ek gaan uitlei hier op Face of TikTok nie. Nee, praat mens nie sê oor sulke goed nie, man. Presies. Wat is daarin om te brag, jy het 'n ou se lewe geneem. Dis fucking goed wat jou jag vir die res van jou lewe, so dis, jy probeer dit wegbere, man. Ja. So die eerste ou wat daaroor mee spog, nee, dan sien jy al klaar, hier kom dit nou. Ja, nee, hy neem stel weg. Ja, nee, wat, ek het nie tyd vir sulke nonsens nie. Dit is waar oor my. Polisie stoortjies, en as ek op 'n ding afkom wat ek lees, en ek kan dit onthou, dan praat ek 'n bietjie daaroor, maar ek gaan definitief daarop goed afkom wat ek gaan onmiddellik verbyblaai. Yes. Nee, dis nie goed wat ou eers weer wil aan dink, of nee man, dit werk nie so nie. Ja. Nee, maar die eerlikheid, maak nie saak hoe lank 'n mens, kom ons sê, iemand is 'n sniper, nê? Maak nie saak hoe lank hulle dit al doen nie. Ek meen, dit moet jou tog nog steeds jag in die nag, weet as jy daaraan dink. Want ek meen, Natuurlik, man. Jo. Ag, ja man, en dit is wat ek van hierdie goeders weet, en tot jy kan nou bevestig of dit so is of nie. Ek meen, dis nie soos wat jy nou op televisie sien, die hele slagveld se volksland, snipers, en die snipers skiet mekaar nou oor weer, dis wat anders nou dink hoe werk oorlog nie. Dis nie hoe oorlog werk nie. Ek meen, bospatrollies, waar in 'n bospatrollie was daar 'n sniper gewees? Verstaan jy, maar dis wat die ou op TV sien, so in sy koppie was hy nou 'n sniper gewees. Nee man, julle weet 'n simpel voorbeeld nie, is ou Eugene de Kock. Baie min mense weet dit seker, maar Eugene de Kock het in Angola met die hy was mos een van die stigterslede van Koevoet. Eugene de Kock het op 99 kills gestaan, hy het een gekort vir sy 100ste kill. En ek praat nie nou nonsens nie, want dit is in boeke en goed ook. Het jy al ooit gehoor dat Eugene de Kock, nie eens voor die waarheidskommissie is daaroor gepraat nie. Daar's 'n paar spesifieke ouens uitgehaal, wat hy moes oorgetuig het, en dis verby. Nie eens daai ou praat oor 100 wat hy gehad het nie. Waar gaan hy nou in 'n loopgraaf lê en hy fucking spog? Hoe hy ouens, waar was jy? Ek is simpel, man. Ek gaan môre 'n screenshot vir jou post. Waar hy spog, en dan neem nou vir ek gaan nou nie vir bespreek. Praat ek harder? Ag, Here tog. Hierdie lyk my hierdie ding is nie lekker nie. Nee, ek verstaan nie, want daar's geen verskil tussen waar ek praat en waar jy praat. In my geval, dan van kort is ek sal môre vir julle screenshot opsit waar hy spog van hoe hy honderde mense geskiet het. Ek gaan kyk 'n bietjie daarna. Ja. Is geen wonder hy het dit onder 'n fake naam gesê wat ek het dit gedoen mos. Ai. Ja, En nee, dan het hy nog 'n storie gehad oor hoe ek het gedoen het, hoor. Ek het uitgegaan met 1 of 2 boesmans en toe tel ons hierdie 100 of 200 op en hulle is afgemaai en ek weet nie wat se klomp snert nie. Nou dis die kak wat hy lê dink in 'n nag, jy weet. Ja. En dan gaan skryf hy nou verhale daaroor. Ag nee man. Here mense, ek gaan vang eerder vis voor ek aan sulke kak moet lê en dink. Ja, en wie droom daarvan om mense dood te maak? Ek meen rarig. Ja, as jy droom van jy het iemand doodgemaak, dan raak jy in 'n bad sweet wakker en jy siek vir 2 dae daarna, man. Jesus, dis nie lekker nie. Maar vir hom is dit nou net die ding. Jo. Ja, nee. Ja, net omdat Soos hy hierdie TikTokkers wat ja, hierdie TikTokkers wat ook so aan mekaar vaar, jy weet. Hulle dink hulle is untouchable. Ek kry hierdie Christian van der Merwe fucking jammer, die dag as daar 'n interdik teen hom toegestaan word of iets en hy moet weer in 'n bank gaan staan. Ek kry hom fucking jammer. Ek weet nie wat hy gaan sê nie. Ja, maar ek dink dit sal sommer gebeur nie, want dit is te veel van oor en weer vir die pleiery. Jong, die ou nie, wag tot hy dok het op die verkeerde tafel beland. Ek sê nou vir jou, nee, hulle gaan vir hy optel, nee, hulle gaan vir hom bymekaar maak, hy het te ver gegaan. Ja, maar Potty net so doen die ander content creators ook. Absoluut. Want hulle almal raak maar, ja, hulle raak Maar hy dag gaan kom. Ja, nee, kyk. Maar die ding is net die polisie, ek meen, even die howe, vat social media nog nie so ernstig op nie, terwyl dit eintlik baie ernstig is, want dit neem mense se lewens.
Ja, nee, dit is so, maar die ou nie die ding is hulle vat dit nie ernstig op nie. Maar jy wil in 'n hof instap en van hierdie goed word uitgehaal wat jy al gesê het nie. En dit is presies wat gaan gebeur, hoor. Ek meen is nou dieselfde, hier kom ons nou weer terug na Hannes toe. Ek wil sien wat daai ou gaan doen die dag as hy in julle hofsaak moet ingeroep word. Ek wil sien hoe stap hy in daai hof en van 'n Landros wat julle omgekoop het en daai aanklaer wat al fucking opdrag gegee het dat hy goed van Facebook moet afhaal. Wat dink jy gaan hy mense van hom sien dink as hy in daai hof instap? Ja, jy weet Hulle dag kom, 1 vir 1. die dag toe dat permanente harassment order teen hom toegestaan is, toe sê die magistraat of vir my, sy het goeders gesien, wat sy glad nie mee saamstem nie. Wat daar en as evidence ingesit het. Nou, ek meen, dit is hoekom sy dit toegestaan het. So, Ek meen nou, julle nog 'n vroue advokaat ook. Wat gaan hy sê, daai vroumens ruk daar goed uit wat hy van uitlek van panne in Nigerians en voels en sulke goed gepraat het. Dink hy sy gaan hom goedgesind wees? Okay, hulle kies nie kant nie, maar nee, hy moet maar sterk staan en hy dag gaan kom. Al is dit nie in julle saak nie, Leo nie. Hierdie ouens se dag gaan kom. ja, Hoor wat ek vir jou sê, karma is 'n bliksem. dink ek bestaan jy begin al hierdie goeders uit hand uitdruk, en dan mag die polisie en die howe dalk bietjie wakker skrik. Nee, dit is so. Maar ja, maar hy het nou eendag 'n baie interessante opmerking gemaak van die geld wat hy indien gaan kry met julle skuldig bevinding. Nee, Boetie. Daai ding laat my baie nagte lê en dink wat hy daarby bedoel het, hoor. Yes. Ja, nee, van daar is 'n nuwe ding. Ons het nog nie gepraat nie. Ek het my vermoede presies wat daar gebeur het, maar nou ja, laat ons maar sien. Want dit gaan uitkom, daai vraag gaan aan iemand gevra word in die hof. En as Hannes se naam getuig word deur iemand, gaan hulle daai ou roep om te kom getuig. Hy moet maar sê hy sit in Afghanistan. Hy moet geniet, hy moet self geniet daar waar hy mense snyp. Ja, nee, Afghanistan daar verwys. En dan hy sal nie die Landros en die aanklaer kan blok en kak praat van hulle soos wat hy met my maak nie. Ja. Hy gaan voor hulle moet staan. Maar ja, nee, wat hoe lank is ons al op? Is ons al oor 'n uur op? Yes, 'n uur en 15 minute sê maar. Okay, ons kan nou begin klaarmaak. Ek weet nie, is hier nog iemand wat iets wil praat of iets wil weet of wil hoor of sê? Kom ons kyk, ja, nou kan ek ook nie tik hier nie. Skandaal, skandal.co.za. Gaan kyk maar daar's heel wat interessante gesiggies wat jy kan opklik. Dan sal jy alles weet. Dis eintlik lekker hoor ek body laat mense die foto's sien en dit laat klik. Dis nice. Ja, nee, ek het nou baie om weer op te vang. Daar hier het weer 'n klompie goed op my tafel gebring wat ek wil gaan update daar. So, maar die ding is, dit is so, ou moet jou kop hou, want as ek een site update, dan ek het seker 10 duplikaat sites. So alles word in 10 gedoen. En dit vat nogal tyd en jy kan nie een mis nie, want dan is die helfte van die goed nie op nie. Ja. Jy moet kophou, maar jy is goed met hierdie. Jy moet kophou, maar jy is goed met dit. Ja, nee, ou moet kophou, maar dit is lekker, is interessant. En nou kom elke keer aan so 'n nuwe tipe tegnologie wat uitkom en dan moet ou maar byval en leer en inval en Ja. so ja. Nee, maar dit is goeie bewusmaking en ek meen, jy weet, dis iewers word die haters daar 'n bietjie op hulle plat gesit. Al is dit in 'n klein mate nou. Nee, dit is so, ek het net besluit nie, en hoe my foto's in my huis en alles gepubliseer was. Ja. En nou is ek nie meer 'n pedo nie, ek is nou sommer straightforward 'n pedofiel. Ja. Op Susanna se groep. Ja, Susanna, ek weet jy's nie op jou regte name admin daar nie, maar 4 van daai admins is fakes en jy is een. Ja, En Daniel Lotterok, hy het baie te sê daar. So hulle volgelinge moet maar
Maar laat weet as hulle gesiggies wil afhee van die internet af. Ja, God, die hele dag. Hulle het lekker gelag en saamgestem toe my goed gepubliseer was en nog steeds. Nie laat dit my regtig pla nie, want ek meen die ouens wat daai goed lees, jy kan sien as 'n pot kak man, maar hulle moenie nou huil omdat ek ook collateral damage gebruik. Ek meen my kinders was 2-3 in die oggend ge-WhatsApp en goed deur hulle. Ja nee, dit en gedreig en Here maak dit gelag hoor. Ek gaan toe. Nou sê hulle ja, ek moet nou van die internet afklim en my groepe toemaak en goed. En daai nag wat hulle my kinders gekontak het, ek gaan daai volgende dag, ek skryf op die perre by, hoor jy, ek gaan nou 'n bietjie af, ek gaan verlof, ek voel nie lekker nie, of ek het gesê ek is siek of wat, ek kan nie onthou nie man. Jesus, toe jy gaai klomp hoor. Maar toe is die storie, laat ek is opgeneem, weer in 'n inrigting. En my kinders sukkel verskriklik, want ek wil nie passwords vir hulle gee nie. Hier in die meantime sit ek my in fucking doodlag, soos hulle vreugdevure brand en 2-3 dae later toe sê ek terug, ag en maar net eenvoudig vir hulle, okay, nou gaan ons weer aan met die volgende kak. Ja. Hulle is siek hierdie mense hoor, regtig waar. Hulle put regtig genot daar uit hoor, want omdat hulle so aanhoudend is, hulle hou net nie op nie. Nee, dit is so. Weet jy Leonie, ek lieg nou nie vir jou nie, die Here hoor my en die mense wat nou hier luister nie. Hierdie was die laaste wat ek aangedink het om vanaand weer 'n video te maak. Ek sou nie eens, inteendeel, wat het my daaraan laat dink om nou die volgelinge se goed te publiseer, is omdat hulle so aanhou en aangaan. En so kom ek op idees af, dan doen ek dit. Presies. Dis hulle huiskop. Hulle promote dit. Nou sê Hannes, ja, prokureur gaan nou al my goed laat afval. Wat gaan gebeur? My YouTube kanaal gaan toegemaak word. Dat ek net gou kan sê, ek gou vir julle Rumble. Hy weet niks van my Rumble. Hier sê ek nou in Rumble. Hier lê dit alles. Kobus Kremer oor Tess Rieket, Hannes Lotring, sorry Potty. Hier's alles gedupliseer. Ek weet nie hoe hulle Rumble sinne gaan afkry nie, want hulle het nie reels nie. So gaan ek nou as YouTube toegemaak word? Nee, ek verander net links. Maar wat hulle nie besef nie, is mense gaan nie nou na YouTube om na hulle goed te kyk en sê ons het publiseer nie, maar as ek nou alles weer oopmaak en oorpubliseer in die website indoen van Rumble, opweet gaan ek dit van vooraf publiseer, so 10,000 nuwe mense gaan dit sien. Ja. So hulle promote hulle self. Ja. Dit is hoe slim hulle is. Dis hoe slim hulle is. Maar ja. En 'n prokureur het nie die mag om hulle goeders te doen nie. Ek meen, nee, hoekom sou Abby dan betaal het om my goed af te kry? Heerlikheid om hulle te trou. Sy moet op gesiggies gaan sit en die mense uitlos, man, my bra, jy moet oppas, jong. My bra's in die kak. Nee, kyk hoe, Nee. Hoor nie, ek het so lag partykeer hoe hulle praat. My bra. Ek dink die skollies daar op die Kaapse vlaktes praat van my, maar is sy nie in die Kaapie? Ja, sy is nou nie Kaap. Here, ek wonder of sy nie daar iewers bly tussen my bras nie. Wat's dit Mitchellsplein? Waar praat hulle so? Ja, nee, ek weet nie, maar ja, kyk, dit is mos maar nou hoe die taal daar gaan. Nee, jessie man. Maar ek meen, as jy nou 'n professionele persoon is wat op TikTok sit, ek meen, jy het mos 'n sekere, hoe kan ek nou sê, image wat jy moet voorhou. Jy kan mos nie sommer nou net saam met die res van jou TikTok invul nie. Nee, ek weet nie. Maar lag nou, ek gaan kyk nou op my website, 33, van ons nou begin praat het, wat ek die website oor gepraat het, het my website 33 views gehad. Maar ons is net 8 users wat nou hier kyk. Yes. So, oor die 20 is viewers wat hier ingelok is hier op ons lives, die so het wys jou hoe hou ons dop. Yes. O, hierdie mense is klassiek, hoor. Dan sien 'n hatertjie, so maar ek is nou nie seker. Nee, hulle is klassiek.
Ja. Maar ja, nee, ag wat, ek wonder of ons nie maar kan begin klaarmaak nie. Maar ek weet ook nie, wat gaan ek nou vir die res van die aand doen? Here, maar kan ook nie so baie stront praat nie. Stel jou voor, ek moet nou soos ou Christian van 8:00 die oggend tot 10:00 die aand 'n live maak vir geld. Waaroor praat hy die hele dag? Dis geen wonder hulle vloek so ander mense nie. Ja, ek het altyd nie partytjie sit hy daar en speel musiek en weet sit net daar so. Dit is nie dat hulle altyd praat nie. En ek dink ook dit is wanneer hulle ander mense se lives begin luister, jy weet, ek nou praat ek van al die content creators. Ek sien dis die nuutste nou, hulle lok en dan sit hulle aanhou se live en dan antwoord hulle nou kan, maar hoekom moet jy so baie vure doodslaan as jy onskuldig is? Nee, maar kyk, hulle moet die drama aan die gang hou. Jessie. Maar nou gaan ons seker vir 3 of 4 dae, almal gaan nou seker begin live sou oor Ourikie ook, of wat is sy naam? Ek dink dit gaan nou die nuwe topik wees. Sy gaan nou die nuwe topik weet, ou Mariska is nou weer stil, dit lyk my van haar vergeet. Dis maar mos hoe dit gaan. Ja, so ons gaan nou vir 3 of 4 dae weer 'n veldbrand hê hierso, operasie Riekie. Ja, Riri. Dan raak dit seker weer operasie Pilot. O ja. Want hy is ook nou die moeilikheid. Weer eens. Nee, ek weet nie. Maar my vraag is nou weer eens wat ek nog 'n hele tyd vra nie. Wanneer is genoeg genoeg? Ek dink nie in hierdie wêreld dink ek nie daar is genoeg nie. Yes, nee, ou kan ook wragtig nie elke dag van jou lewe so aangaan nie. Ja, nee, jy sien dit dreine mens, emosioneel dreinende mens. Nee, ja, ek weet nie. Ek meen ek lê 24/7, ook my komputer is by my. Ek het nie 'n vrou nie, as ek en my honde en my fan en my komputer. Ek van daai ek is besig hier en dan speel ek nou nog games ook en of ek ry uit dam toe of ek ry uit en dan gaan eet 'n yskriem. Ja. Dis ek seker is 'n ure dag op TikTok en jy luister na een live en vang jy op van almal nie. En ek kyk julle live want almal het ek geblok waar ek kan. Maar nou kom hierdie recording pages se goed op, maar dis nou daarom net die belangrike stukke, so en vang ou maar nou baie daarop ook. Ja. Maar Ja, ek moet sê ek like dit partykeer is ek like die recording pages. Jy weet laat 'n mens kan sien wat ten minste aangaan. is hulle kan nie net delete en is weg nie. Ja. Daar's altyd bewyse oor, ja. Altyd iemand wat dit rekord. Ja. Nee, en die recording pages is vinnig hoor. Ja. Ag, wat. Ai. Okay, julle, ek gaan nou 'n bietjie afgaan as julle nie omgee nie. Ag nee, wat Erna, ek dink ons gaan ook nou maar groet. Ek gaan nou nog 'n bietjie 'n game speel en dan gaan ek maar omdraai. Ek is nogal taamlik moeg. Maar dis bedomp. Okay, julle. Ons voel nou ook nie lus om iets te doen nie. Ja, dis waar. Maar julle moet 'n lekker aand hê, hoor. Dankie Erna, Ja, jy. sy nee, is reg Erma, lekker handjie af vir jou en dankie vir die inkom hoor. Tada. Alright, bye. Ag nee, ook die ou nie en al die volgelinge hierso, hoeveel is hier nou 1877? Dankie vir julle ook. Ja, nee, is reg Pottie. Ons doen Ja, weer. sy. Nee, ons gaan weer gesels. Nou hierdie Linnabel @VDM, is jy nou hier om nou vir van 'n Merwe, dit is nou seker dan nou Christian, kom luister jy nou in wat ons van hom sê? Nee, Pottie, wat ek al gesien het is baie van sy aanhangers is ook maar aanhangers van Skalk. So dit is hoekom hulle Okay, is dit die @VDM? Okay, nee, sorry auntie, maar ek gee nie om nie. Hy kan ook by hier kom lê. Ek het nie 'n probleem daarmee nie. Ek gaan nou net regtig vir hom sê ek is lief vir hom nie, want ek is nie. Maar julle is welkom hierso. Ja, night Vanessa. Okay. Ja, sy nee, okay, night almal, dankie vir die inloer. Ek sal môre of so hierdie video ook pos en dan moet julle maar kyk daar en sal ek die naweek weer 10 name bybring daar. Julle sal dit sommer sien, is groot op die index page. Klik jy net en jy sal die name kry. So mooi aand almal, dankie Leonie en Skalk ook. Ons gaan weer gesels. Okay, lekker aand. Mooi by julle, tada hoor, bye. Bye.